Terwyl ek hierdie week so besig is en ek hierdie mooi gedeeltes so kry en ek het so bepyns en dit so deur my gedagtes rol en ek dink so baie keer, ja, halleluja, 'n mens, die Here gee vir jou die toekoms, die Here gee vir jou, hoe kan ek sê, om jou lewe sukses te kan maak, gee die Here dit absoluut soos in 'n boek van hierdie, die woord van God, soos op 'n skinbord vir jou, om vir jou te kan sê, my kind, daar's die woord, bestudeer hom, en as jy hom bestudeer, halleluja, sal jy die regte pad loop. As jy hom bestudeer, sal jy weet wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. As jy hom bestudeer, sal jy weet wat is sonde en wat is die sonde nie. As jy hom bestudeer, halleluja, sal ek nader aan jou kom, want jy kom nader aan my. As jy hom gaan bestudeer, halleluja, sal daar nie 'n gebrek aan kennis wees nie, halleluja. Die Here is nog hierdie woord van uitgebring aan tafel 2000 jaar terug, waar die Here, halleluja, self van sy disippels, 4-5 manne wat hy gegee om te sê, skryf hierdie boek. Onthou, die Bybel is omtrent deur in plus minus 40 mense wat die Here uitverkies het. Waar die Here geskryf het, daar 66 boeke in die Bybel, maar 40 van daai manne het hierdie 66 boeke wat geskryf het, waar die Here gekom het en die Heilige Gees met hulle. Onthou, dit was manne van God, wat die Here, soos God die Vader van Maria Magdalena uitgekies het, halleluja, om die seun gebore Jesus Christus. So het hy daai manne gekom en hy het hulle gevul met die Heilige Gees om met hulle te deel, te sê, gaan skryf dit, gaan doen dit, maak so. So dit was nie net mense, en baie mense sê, ja, jy weet, die Bybel is maar deur mense geskryf, dis reg, dis deur mense, kyk, Jesus Christus is ook deur 'n mens uitgebore, 'n moeder gebore, wat op aarde was, maar die Here het hulle gevul, die Here het hulle gedagtes oopgemaak, die Here sê self, toe Moses van die berg af kom, na 40 dae, Aaron, die mense daaronder, die volk het gedink, hy het gesterwe, toe gaan maak hulle eie beelde vir hom, dan vat hulle ringe, en hulle goud, hulle smelde, en hulle wat bid, hulle eie God, halleluja, dat hy gedog uitgesterf, maar weet jy, hy was so in die teenwoordigheid van die Here, dat die woord van die Here sê, dat sy gelaatheid verander. Met ander woorde, sy gelaatheid heeltemal verander toe in teenwoordigheid van die Here was. 'n Mens kan mos as jy in die straat loop en jy sien daar's 'n man of daar's 'n vrou, kan jy mos sê, nee, maar daai is 'n kind van die Here. Nee, maar daai lyk vir my soos 'n wêreldsmens. Nou sê die woord van die Here, moenie gelykvormig wees aan die wêreld nie. So ek moet nie soos die wêreld lyk nie. Ons is wel in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Amen. En ons kan ons nog steeds geniet, net soos wat die wêreldsmense hulle geniet. So kan ons ook geniet op 'n baie beter en meer mooier manier. Die Here het vir ons hierdie woord gegee as 'n riglyn om te sê, lees hom. En ek gaan vir ons 2 versies, net 2 lees, en jy 2 Timoteus 3, vers 16 en 17, wat hy so mooi sê. 2 Timoteus 3, vers 16 en 17. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Met ander woorde, hierdie woord van God is tot nuttig tot lering. Met ander woorde, elke dingetjie wat ons gaan lees, leer ons, halleluja. Tot weerlegging. Tot teregwysing. Met ander woorde, tot teregwysing. Die Here wys vir ons waar om te doen, wat is reg en verkeerd. Tot onderwysing in die geregtigheid. Hy onderwys jou om in die geregtigheid te wandel, sodat die mens van God volkome kan wees. Luister mooi, hierdie boek kan jou volkome red. Hierdie boek kan dat jy volkome reg lewe wat die Here skryf het, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Met ander woorde, elke dingetjie wat ons aanpak, of in die werk van die Here is, of in die werk op aarde is, die Here het ingesit, sê die woord van die Here, halleluja, vir elke goeie werk volkome toegerus. Met ander woorde, die Here sal alles wat jy wil hê, sal toegerus wees tot jou toe, as jy doen wat die Here vir jou sê, jy moet doen. As ek en jy vanmôre gehoorsaam is aan hierdie woord, wat die Here het gesê, gaan lê dit, gaan skryf dit. Gaan en verkondig die woord van die Here, gee die woord, die boek, die Bybel uit. Toe ek klein was, het hierdie Bybel oor ons verniet gekry, vandag kos hy jou ten dienste. En nou dag, kyk, hierdie eindse Bybel is amper hier so oor die 5, 6, 700 rand, sê by R1000 is. Weet jy, as hulle daar lê in die rak, en dan kom daar mense, dan koop hulle alle klomp boeke, ek sê, daar's fout, hoor mooi, baie mense is lief vir lees. Want daar's geen boek wat beter vir haar verhale in het as hierdie boek nie.
oorlogverhale, liefdesverhale, maak nie saak wat nie. Enige verhale, plaasverhale, enige verhale wat jy kan dink is in hierdie boek. Maar die Here het hier gesit sodat jou lewe en my lewe volkome gered, geseën kan wees. Maar nou kom dit in hierdie lewe wat 'n mens voel, maar Here, ek verstaan nie hoekom gebeur alles nie. Here, ek weet nie hoekom nie. Hoeveel mense se Bybel lê nie onder die stof nie. Wanneer laas het jy regtig gegaan en gaan bietjie bestudeer en die woord van die Here deurgegaan? Ek sal nooit vergeet die jare toe ek in Marina toe so begin leer, was daar 'n party dae gewees wat ons tot 11 ure sit, wat ons boeke skrywe. Want ons kursusse wat ons so het, wat ons journalist, ons stop ons op ons skryf, ons stop ek praat van boeke. Dan is ons so moeg en los is vir dae, vir ure, vir jare aan een. Sit ons so en ons skryf, halleluja. Begin die kennis optel, wat moet ons doen, hoe moet ons maak, hoe moet ons doen dat die Here ons kan sê, man, dan kom dit, dan raak 'n mens flou, lou, en wat gebeur, jy val dalk terug, en die duiwel kom, en hy slaan jou voete onder jou uit, wees ongehoorsaamheid, kom maar dinge in jou lewe, wat gebeur, wat jy nie wil hê nie, halleluja. Ek het so 'n paar opsommingies gemaak, wat ek vanmôre met u wil deel. En ek het hom geskryf, die Bybel is daar, sodat ek en jy die Bybel kan leer, en dan so 'n beter lewe kan hê. Die Bybel lei jou na sukses in jou lewe. Dit help nie jy ken die Bybel, net die Bybel en nie die eienaar ook nie. Ons mense sê so baie, hoekom Here? Waarom Here? Hoekom hier met my? Hoekom kom my goed nie reg nie? Waarom val my lewe uitmekaar? Maar die woord van die Here sê, maak so en dit sal gebeur. Doen dit en dit sal gebeur. Nader tot my en ek nader tot jou. Aanbid my, moenie vergeet om op te gaan na die huis van die Here. Moenie so sommiges versuim om die byeenkomste mis te loop nie. Hy sê, staan op en gaan na die huis van die Here en ek sal hy beloof. Hy sê, doen aan die ander goed, doen aan my goed en ek sal vir jou die skatkamers van die hemel oopmaak. Dan wonder keer baie mense sê, Here, maar ek wonder hoekom, waarom dit en dit. Maar wat gebeur? Hoe baie keer maak ons beloftes? Here, as u vandag vir my 'n deur oopmaak, Here, dan sal ek u bless. Here, ek sal u seën, halleluja. En vanmôre praat ek ondervind dat baie mense wat my al gebel het, die laaste maand of so, ek het al baie van Marina gesê, dat al die mense hulle beloftes moes daar gekom het. Dink ek was ek vandag al, was die kerk al 'n miljonair gewees. Dan bel my sê, pastoor, ek het dit nodig, ek het daai nodig. Bid vir my. Dat die Here vir my die deur sal oopmaak, dat ek hierdie lening op daai kan kry, op daai geld. Jy sal sien wat gaan ek doen. Ek weet nie of die Here daai mens kom haal het of wat nie, maar ek het hom nog nooit weer gesien. Of nog nooit weer van daai persone gehoor het. Pastoor, gaan in vasting en gaan in gebed. Dat die Here met daai finansiële deur gaan oopmaak. Ja. Jy gaan sien wat gaan ons maak. Prys die Here as hulle dit gemaak het, hulle kom haal, ek weet nie. Maar dan hoor jy nie weer van hulle nie. So is die mens, man sê die woord van die Here, weer die een wat beloof het, hy doen die weer die een, halleluja, wat dit of dit aan my doen, maar ek wil nie vanmôre praat oor wat net, maar ek wil net, jy moet verstaan, hoekom is die Bybel daar, waarom voorsien die Here nie, vra ons hoeveel keer, leer jou Bybel, dan sal jy weet, hoe om te volhard. Baie mense, gee die Here die skuld, oor hoe dit in hulle lewe gaan. Die Bybel leer ons wat is verkeerd en wat reg is. Moenie luister na mense wat vir jou wil sê, ag jy weet die Bybel is net deur mense geskryf, hy is so verkeerd. Ek het nie geleer waar die woord van die Here sê, dat hy is gelouter. Halleluja, die Here het hierdie woord self ingestel. Die Here self, die Bybel is nie net 'n gewone boekie, dit is God se eie woorde. Dis God se eie besluite wat hy neergee aan die mensdom gegee. Hierdie hele skrif is deur God geïnspireer. Terwyl ek nou vanmôre praat oor hierdie gedeelte ware verhaal wat ek met u wil deel, en dit is waaroor die boodskap eintlik gaan vanmôre. As ons luister en ons gee ag op wat die Here sê, sal die Here jou seën. Ek kan van ondervinding praat, ek weet waarvan ek praat. Ek praat van ondervinding wat ek self, wat ek in Marina gebid en sê, Here, so en so. Dis hoe ek sê, Here is so goed, die Here dra ons deur.
Al eet jy nou nie elke dag T-bones en dit of goed, al eet jy 'n bietjie pap, maar jy gaan slaap nie, hoor, die Here draai jou deur. Al het jy nie elke dag moksyk om te drink of jy nie, die Here draai jou deur. So vat die Here ons deur, as ons vandag ons sê, Here, dankie dat U weer voorsien het. Al het net iemand vir jou ietsie gegee, of 'n appel, of 'n lemoen, of 'n pampoen, of dit, die Here het iets voorsien. Terwyl hierdie jong man in die gevangenis sit, en dit is 'n ware verhaal, kom sy moeder eendag na hom toe, en sy moeder sê vir hom, miskien het jy dit al gelees, gehoor, waar hy in die gevangenis sit, en sy moeder, laat weet vir hom, ek gaan jou kom sien, en hy laat weet sy moeder, hy soek R500. Hy sê, ek het hierdie R500 nodig binne in die tronk, hy weet in tronk is, gaan ander mense weet nie wat hulle koop of wat nie. En hierdie moeder was nog steeds lief gewees vir haar kind seun, al was sy in die tronk gewees. En die dag breek aan wat sy hom gaan besoek. En sy besluit om 'n mooi Bybel, 'n nuwe Bybel vir hom te kry. En sy vat die Bybel saam, en sy sit daar, en sy begin met hom deel, en sy begin met hom praat. En sy sê vir hom, my kind, al wat ek vir jou kon bring het, wat ek vir jou wil bring is hierdie, die Bybel. En die verhaal vertel dat hy baie ongelukkig was. Hy was geweldig ontstel, hy vat toe die Bybel by haar. En die ander goedjies kos en goed wat sy gebring het. En hy sit die Bybel daar in die selle neer. En hy los hom daar, en sy sê vir hom, my kind, doen maar net hierdie guns, gaan lees elke keer 1 hoofstuk. Sy het nie geweet, hoe lang gaan hy nog in die tronk wees nie. Maar sy sê, gaan lees jy elke dag 'n hoofstuk. En hy sê, ja maar, ek sal dit doen. Hy maak aan haar die belofte, hy sal dit doen. Maar hy word so kwaad omdat sy nie vir hom die geld gee nie. En hy dog by sy-self, man, vergeet jou. Hy vat die Bybel en hy sit hom maar neer. En so gaan die maande en die maande kom, die Here het in sy lewe gekom om vir ons te sterwe. Die Jesus het gekom en sê, my kinders, moenie die byeenkomste misloop nie. Wees gebrek aan kennis, lei my volk, dan gaan hulle ten gronde. Hy het die woorde gesit om te sê, ek vra julle mooi. Die dag wanneer julle my aanneem as julle verlos sal, lees hierdie woord, leer om ken. Ek weet baie van julle hard werk, lang ure. Maar dit is waarvoor die Here die kerk daar gesit het om op te gaan, wanneer ek die tyd het om te kan bestudeer, om vir jou die woord te kan bring. Al luister jy op net elke dag, as jy oor 50 jaar elke Sondag geluister, wil ek vir jou sê, het jy daarom al 'n bietjie woord binne in jou, glo my. Jy het jy. En hierdie jong man gaan toe aan en hy is kwaad, maar sy ma gaan toe huis toe, tussen bly sy vir hom bid. En dit kom dat sy gedrag so is, dat hulle vir hom sê, 6 maande daarna, hy kan uit die tronk uitgaan. En hy gaan toe uit die tronk uit, dat weet sy ma, kom haal my, ek is ontslaag, ek is onder die tronk uit, ek kan maar uitgaan. En onmiddellik toe sy hom kom haal en hy by die hek uitgaan en die kar klim, toe val hy sy ma aan. Want hy was ontevrede gewees. Hy sê, hy val sy ma en hy sê vir sy ma, wat maak jy jou so mooi gevra, vir R500, hoekom wou jy dit nie van my gee? Ek het hom nie gesê wat hy self, sy woorde wat hy gesê, hy het met baie geleenthede aan sy ma gesê, hoe teleurstellend hy aan haar as ma is, want hy wou net R500 hê. Hy het die hele tyd daarop geneig, terwyl hulle huis toe ry. Maar jy het my te nagekom. Miskien wou hy iets gekoop het. Miskien het hy gesaffer, miskien, ek vat 'n voorbeeld, het hy daar, miskien het hy, wou hy iets gekoop, soos miskien 'n sigaret of iets gekoop het, want hy wil rook. Hy het dit nodig, ek vat 'n voorbeeld. Miskien wou hy kos gekoop het. Miskien wou hy iets anders te gekoop het, want hy het dit nodig. En omdat hy nie geld terug gekry het, toe saffer hy daardeur. En sy ma bly doodstil en hulle ry huis toe. En toe hy by die huis kom, toe gaan sit hy so op die bank en hulle staan en gesels. En sy ma vra vir my kind, waar is die Bybel wat ek vir jou gegee het? Hy sê, maar die Bybel is in die sak. Gelukkig het hy hom nie weggegee nie. Maar hy val daar die hele tyd aan. Die hele tyd sê ma, weet jy, ek is kwaad vir jou. Jy het nie reg gemaak, hoekom het jy dit aan my gedoen? En hy sê vir haar, my kind, gee vir my die Bybel hierso, en hy haal die Bybel in die sak uit. En sy vra vir hom, het jy hierdie Bybel gelees? Hy sê, ja ma.
Sy vra weer 'n keer, het jy die Bybel gelees soos wat ek jou gevra? Hy sê, ja ma. Sy sê, vir hom, weet jy jok. Maar ma kan nie so sê, man, hy vat die Bybel soos wat hy hom uit die sak uithaal. Gee hy die Bybel in 'n hande voor hom, terwyl hy met die sak uithaal. En sy sit die Bybel so in 'n hand, en sy maak die Bybel oop. En by elke hoofstuk maak sy hom oop, en toe sy by elke hoofstuk oop maak, toe lê daar R100 by elke hoofstuk. Nie net R500 nie, by elke hoofstuk lê daar R100 ingesit. En hy kyk as hy sê vir haar, jy het my so vals beskuldig. Ek het jou mooi gevra, lees die woord. Sy sê, weet jy wat, as jy die woord van God gelees het, halleluja, sou jy sukses aan die kant uitgekom. As jy die woord van die Here gelees het, sodat ek vir jou gevra het om hom te doen, sou jy nie vandag vir my kwaad gewees het nie. As jy die woord van die Here gelees het, sodat ek jou gevra, sou jy gevind het, by elke hoofstuk is daar vir jou 'n uitkomste. Jy sou daai geld uitgaan, en hy sak sy kop in skaamte. Hy weet nie wat om te sê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hoeveel mense se kop gaan nie in skaamte sak die dag as die Here gaan kom en sê, my kind, maar weet jy, in elke hoofstuk het ek vir jou 'n uitkomste gehad. In elke hoofstuk het ek vir jou 'n deurbraak gehad. In elke hoofstuk was daar vir jou 'n uitkomste, dat jy sterker en sterker kan word. Maar wees jou ongehoorsaamheid, het jy self gesuffer. Dis waar. Wees jou ongehoorsaamheid, omdat jy nie wil gaan doen het wat ek gesê het, my kind, het jy gesuffer. So regverdig was die moeder. God is regverdig. Hy het ons lief, hy wil vir ons alles gee, maar daar's 'n prys, daar's die dinge wat ek en jy ongelukkig moet doen om geseënd en gebless te wees. Staan by God. Hou op met die Here speel. Hoe speel die mense in hierdie wêreld met God? Jy weet, ek het gisterand in 'n bokke gekyk, hulle het gewen, hulle het hulle paralytiek doodgedrink en hulle is so dronk hulle kan vanmôre nie op hulle voete staan nie. Hulle kan nie na die huis van die Here toe gaan nie, maar hulle wil God moet hulle seën. Ek het gisterand 'n paadjie gehou, die Here sal my verstaan, ek is moeg. Ek kan nie opgaan na die huis van die Here nie. Jy weet, ek het die hele week so rondgery, want ek was vervelig, so ek nie nou petrol om kerk toe te gaan nie. Die woord van die Here sê, my kind, daar is in elke hoofstuk vir jou 'n deurbraak. Daar is in elke hoofstuk is daar 'n oplossing. Daai seun het daar so gesit, ek dink hy kon dalk met sy hare uit sy kop uitgetrek. Laat hy kyk die woord so en hy sê, maar terwyl sy man elke hoofstuk so oopmaak. R100 nood. R100 nood. Sy sê, weet jy wat, ek het vir jou in elke hoofstuk, het ek vir jou R100 gegee. Om net dankie te sê, dat jy die hoofstuk gelees het. Om net vir jou dankie te sê, my kind, jy het hierdie hoofstuk gelees, waar hy R100. Die Here gee vir ons 'n lewe. Die Here gee vir ons deurbraak, weer daar baie dinge in mense lewens. Maar dan wonder ek myself, maar hoekom loop die pad so skeef? Hoekom is daar soveel kronkels in ons lewens? Ek praat van my eie lewe al terug in die verlede. Hoekom? Is ek en jy nie besig met verkeerde vriende? Met verkeerde mense wat ons die pad byster laat raak? Is ons nie te besig met dinge in die lewe dat ons nie die kompas na die geregtigheid kan volg nie? Is ons nie dalk te besig en te moeg dat ons kan nie opgaan na die huis van die Here nie? Ek vra jou. Mense spring met 'n bang weg. Die woord van die Here sê, dis nie die wat begin wat dit gaan maak nie. Hy sê, dis die wat volhard tot die einde wat dit gaan maak. Volhard tot die einde. Nie rondspeel met die Here, woer speel en dan sê dit en dan sê koud en dan sê warm, dan sê lou, dan sê koud, dan sê warm. Nee. As daai seun tog maar net as sy moeder se woorde geluister en sê, mami, al het jy dan nie nou vir my die geld gegee wat hy gedink het, ek gaan die moeite doen om hierdie Bybel te bestudeer, want daar kan ek iets leer. Dan het hy nie eers met so vrog vir 6 maande lank en 'n hart vir 6 maande lank in sy lewe gesit nie. Sê nou net, hy het gesterwe in die tronk, dat hy met 'n hart en met 'n wrok gesterwe. Sê nou net, hy het omgekom in die tronk, dat hy gesterwe met hierdie seer in sy hart. Maar weet jy wat, was dit sy eie skuld, want is nie seer nie. Hy het lelik tevore gekom. Hy het met wrok en met haat uit hy gekom en sê, maak is so kwaad vir jou, kan jou verwrig. Maar dit was sy eie skuld. Dink julle nie baie keer in ons lewens is dit ons eie skuld,
waar ons sit nie. Dink jy nie baie keer in jou lewe is jou eie skuld die pad wat jy loop nie? Maar weet jy wat, ons nooit te laat nie. En wil jou vanmôre bemoedig om sê, kom staan op vanmôre. Klim uit vanmôre uit jou omstandighede, sê Here Jesus, ek gaan nie doen. Geliefdes, die Here lieg nie. Hy is 'n man van sy woord. Amen. Baie kere gebeur dit nie net op een plek. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie keer gebeur dit eers jare daarna. Maar die Here toets jou, hy hou jou vas. Ongeag of dit vir jou voel of die Here nie jou dra nie. Net die feit jy staan in die môre op en jy kan asemhaal en die Here hierdie dag vir jou soos 'n geskenk in die hand gee om te sê, my kind, wees bietjie rustig vandag. Gaan lekker op na die kinders saam met die kinders van die Here. Gaan dan bid, maak my naam groot. Want die Here sy lewe onder die lofsange van sy volk. Met ander woorde, hy is vanmôre in hierdie plek. Hy is hier omdat hy hoor ons. Amen. Dis mos bietjie lekker om uit te kom om te kuier, maar die mense dit verskoning op verskoning. Ag, ek sal maar volgende Sondag gaan. Wie sê vir jou jy's volgende Sondag hier? Ja. Wie sê vir jou dit? Die dood tree net so in. Net so tree die dood in. 'n Vriendin vertel vir my in die week, praat sy my, sy sê my pastoor, bid asseblief ernstig vir my swaar. Ek sê vanmôre dit is reg wat het gebeur, sy sê hy verkoop en verkoop karre. Hy gaan om hierdie kar te koop en hy nou betaal nie goed, maar dan moet hy mos maar die papiere kry op sy naam sit. En hy wag toe om die kar te kry en op die hulle wil nie vir hom die kar gee nie. Wat hulle maak, hulle haal toe mense uit en hulle wil hom aanval. Hy is nog jong, hy is maar 47 jaar oud. En met die wat hulle hom wil aanval met mense skrik, hy so groot. En hy kry 'n hartaanval, hy lê in ICU, hulle veg vir sy lewe. Ek weet nie hoe sy vanmôre nie, ek het nog nie weer gehoor nie, maar ek praat van in die week terug. Vrydag as ek reg is op donderdag. Persoon bid vir hom, hy het 'n hartaanval gekry, lê in ICU. Ek wil vanmôre vir jou vra, wie sê vir jou en vir my vanmôre ons gaan volgende Sondag die geleentheid om op te kom? Wie sê vir jou so? Ja. Want jy al hoeveel dae gemis. Wie sê vir jou jy gaan vanaand nog die geleentheid hê om jou tree voor daai bed te kan buig? Jy het hoeveel dae gemis. Wie sê vir jou gaan weer die geleentheid om in die nag as jy wakker word net om sê, liewe Jesus, dankie vir alles. Ek het op 'n punt gekom, en sluit dit af. Dit het tyd geword in vandag se lewe, die wêreld is nie meer toe ons jong was, waar jy met mense regtig kon deel. Dis min vandag wat ons mekaar kan deel en kan vertrou. Die wêreld het lelik geraak. Hoe minder jy met mense vandag te doen het, ek sê dit in 'n mooi sin, praat van ons as kinders van die Here. Hoe minder jy met die wêreld te doen, mense wat vir jou moeitevolle dinge bring in die lewe, probleme bring, hoe beter is dit. Sit jy dan by jou huis en saam met jou kindertjies. As wat jy hier so met mense en kom al die dinge kom dit val teen jou. Voel dan miskien vanmôre ag ek is maar alleen, is net ek en my kind, dis beter. As wat jy uitgaan saam met mense van die wêreld en draai om en hulle beskinder jy agter jou rug. Of hulle sê jou sleg, of hulle maak jy lewe vir jou moeilik. Geliefdes, baie keer kom in die lewe van alles die mense kry wat soos ook besighede het of iets goed doen. Jy sal vir mense uit jou pad uit gaan om goed te doen. Maar by mense van die wêreld is goed nooit te goed nie. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Jy sal alles in jou vermoë doen om dit 'n sukses. Maar dan sal een mens kom. En hy sal die hele appelkar omgooi soos die spreekwoord sê, een mens. Dan ruk hy alles uit verband en weet jy wat? Dit las sterkies en ongelukkig is almal nie bekeerd nie. Daar's mense wat dit vat en hulle las nog meer sterkte by. Op die einde van die dag is dit so klein dingetjie, so groot ding wat eers was nie. Dan voel jy terug, jy sit dan sê, Here, ek verstaan dit nie. Die woord van die Here, salig is hy wat arm van gees is. Salig is hy wat min woorde het. Min spreek. Het die tyd geword dat ons as kinders van die Here, al is dit net ons bietjie, dat ons werklik waar vashou. En ons sorg dat niemand niks voor ons kom, want in die werk van die Here is, ek praat nie van soos hulle gewerk het vandag, op naskool gewerk, ek praat van as jy daar af is. Maak 'n geleentheid om op te gaan na die huis van die Here. Die Here sit met 'n register en elke dag tik hy dit so af.
Hy het dit gedoen, sy het dit gedoen, sy het dit gedoen, hy het dit gedoen, hy het dit. Openbaring sê die dag wanneer die Here gaan kom, gaan hy daai boeke oopmaak. Die boek van die lewe. En dan gaan hy vir ons wys hoe regverdigheid hy geoor. Ja, dis waar. Maar mami, hoekom het jy dit nie vir my gegee nie? Ek haat jou. My kind, het jy die boek gelees? Hy het haar gehaat uit sy eie foute uit. Hy het haar gehaat uit sy eie ongehoorsaamheid. Baie mense sê ek wil niks met die Here te doen nie. As dit hoe die Here is, dan stel ek nie belang nie. Dis omdat hulle oë op 'n mens is. As dit die Here is wat hierdie mense so deurgevat, ek stel nie eens belang, maar dan besef hulle dat daai mense het hulle eie foute gemaak. Hulle besef nie dat daai mense se ore toe was nie. Hulle sien nie dit raak nie. Die Here Jesus toe hy op aarde was, het hulle hom beskuldig, vals beskuldig, tot waar hy vandag by sy Vader in die hemel sit beskuldig hulle hom nog vals. Hulle sal nog sê dis die Here se skuld. Nee, geliefdes. God maak 'n weg vir jou en vir my. Hier by dit. Hy het die prys betaal met 'n doel om vir my en jou te kan dra en deur te kan voel. Hy vra net op 'n Sondag sê, ja my kind, gaan net daai uurtjie of 2, 3 uur. Toe ons jong klein was kerk 3, 4, 5 ure lank gewees. As kerk vandag langer as 40, 50 minute is, dan vat hulle die pastoor aan. Ja, jy weet ek het besig. Jy weet ek het 'n beplanning gemaak. Hoekom maak jy dan nie beplanning as jy werk en sê vir jou baas, luister, ek het nie tyd om 12 ure te werk nie, ek het iets anders om te werk. Sê dit vir hom sê. Jy sal dit vir hom sê, want hy gaan jou wegjaag. Hy gaan vir jou sê, maar jy werk om jy speel gaan. Maar die mense kom te veel weg op aarde omdat die Here Jesus geliefdevolle God is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hy is 'n regverdige God. Hy gaan 'n dag in hierdie lewe aanbreek wat hy gaan sê, tot hierso. Maar Here in U naam sê hy gaan weg, ek ken jou nie, gaan weg. Here, maar hy sê gaan weg. Dis nie die Here se baal dat een van ons moet verlede gaan nie. En dan sluit vanmôre weer mee hier af dat jou sukses en jou seëninge lê tussen hierdie twee blaaie. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Dis waar dit lê. En jy sal nooit in jou lewe genoeg kry daarvan. As ons moet kyk nou aan Jimmy Swaar wat 90 jaar oud is, wat op sterwe lê. Baie mense het vir my ook al gevra, hoe kry jy drag om vir soveel jare te preek? Het jy nog iets om oor te preek? Vir 90 jaar het hy gepreek. En glo vir my, hy gaan vir nog 90 jaar preek. Hierdie boek is dan nie die dikste boek in die wêreld nie. Maar ek wil jou sê, dis die meeste verhale wat in jou lewe kan kry om oor te preek vir jare en jare en jare en jare. Amen. Kom ons staan vanmôre van sê, Here Jesus. Toe daai kind sy kop so saam. Ek dink die trane uitgebars het om sy net ommaak of van sy ma vergewe my. Ek is so jammer. Ek het jou naam gaan slegs smeer by my vriende in die tronk om te sê, het julle ook so tipe ma, miskien lelike woorde gebruik. Jou ma is seker beter as my, wat se ma. Jou ma gee vir jou geld, hulle het geld, ek vra, sy gee vir my, ek wens sy gaan dood. Wat voorbeelde, sê dit onder die bloed. Dis hoe mense praat, dis hoe jong mense praat, ek wens ek kan ry haar om. O, ek wens sy maak 'n ongeluk nou, kyk wat. Maar meantime, net as sy gehoorsaam was die deurbraak daar. Ek wil vanmôre jou wat luister, daar buite, as jy gehoorsaam is aan God, hoor vanmôre, wat ek vir jou sê, sal die deurbraak vir jou kom. Miskien nie die regte tyd op die tyd wat jy wil. Want onthou, Genesis is die eerste boek. Openbaring 66 hoofstukke daarna. Miskien was daar net R100 in Openbaring, of miskien het die R500 in Openbaring gelê. Dan was hy dalk moeg geweest, hy wou nie aangaan nie. Maar as hy volhard het met die 66 boeke, het hy by sy R500 uitgekom. Hoor vanmôre, as ek en jy volhard, al voel dit vandag vir my en jou, dis soos wat dit moet wees nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy gaan volhard, tot die einde toe sal ons daai goudstad inloop, met lof. Wat geld, goud en silwer nie kan koop nie. Mag God julle seën. Amen en amen. Amen.